Oor proloog, hoe noem 'n ou dit nou, wil ek met julle 'n staaltjie deel van 'n man, en ek doen dit omdat hy my van gehad het. Oom George Muller. Oom George Muller was seker een van die mees formidabele mense van die 19de eeu. Oom George het 'n droom gehad om 'n kinderhuis te begin. Hierdie kinderhuis sou die New Orphan House genoem geword het. George het in Engeland gebly in Bristol en in 1835 toe kry hy hierdie droom om vir kinders van die straat af te haal en dan vir hulle te sorg. Maar weet julle, as 'n ou na oom George se lewensverhaal gaan kyk, dan is sy lewe van die begin tot die einde een ongelooflike wonderwerk. En ek sit so by myself, ek lees so bietjie na sy verhaal en ek kyk na dit en ek wonder so, wat het verander? Wat het anders geword in ons tyd? En ek besef net vandag en vanaand hier saam met julle net al hoe weer en al hoe meer, dat daar 'n stuk vertroue in die Here verlore gegaan het. En ek weet nie van waar af nie. Oom George Muller het in 1835 begin bid en vir die Here gesê, as hierdie die Here se plan is, dan moet die Here dit vir hom wys. En hy het vir die Here klomp kere in daai jaar gevra daarvoor, want dit het gereeld by hom opgekom. En op die 5de Desember 1835, toe lees oom George Muller Psalm 82 vers 11. En dit verander sy lewe. Daar staan, maak oop jou mond, dat ek dit vir jou kan vul. En van daar af het hy besluit, om nie net te bid vir hierdie droom nie, maar om vir die Here te begin vertrou daarvoor. En hy het toe eintlik 'n klomp baie spesifieke dinge vir die Here begin vra. Onder andere het hy vir die Here gesê, Here, as hierdie u wil in u droom vir my is, dan moet u vir my 'n huis verskaf, waarin ek hierdie kinders kan huisves. As dit dan miskien is in die vorm van 'n lening, dan moet u iemand vir my gee wat hierdie huis se huur kan betaal. Want George het niks gehad om dit te kon doen nie. Hy het ook vir die Here gesê, ek het ten minste 1000 pond nodig, om net hierdie huis van die grond af te kry. Dis nie die huis koop self nie, dis net om die huis aan die gang te kry. Nou in 1835, kan julle vanaand gaan uitwerk, dis in ons terme, so 2,5 miljoen rand vandag. Dis nie 'n klein bedrag nie. Wat 'n bedrag om te bid. En hy het ook vir die Here gesê, Here, as hierdie droom van u wat u vir my in my hart plaas, as dit enigstens op u hart vir my is, dan het ek mense nodig. Ek het mense nodig wat hulle self sal kom aanbied, om na hierdie kinders te kyk, om vir hulle te sorg, om huisouers te word vir hulle. En hy het ook gesê, Here, maar ons kan nie net dit hê nie, ons het ook goedere nodig. Ons gaan kos nodig hê. Ons gaan meubels nodig hê. Ons gaan moet sorg dat daai kinders ten minste elkeen 'n bed het. En op die 7de Desember, toe kom oom George agter, hy het 'n fout gemaak, want hy het vergeet om vir kinders te bid. Wat help het jy bou 'n kinderhuis? Die doel waarvoor jy dit bou is mos nou om kinders te help. En toe sê hy vir die Here, en as dit u wil vir my is, stuur dan ook daai kinders. En op die 12de Desember, op die 10de Desember, 5 dae nadat hy Psalm 82 vers 11 gelees het, toe stap 'n man by hom in, en hy sê vir hom, ek weet nie hoekom nie, George, maar vir een of ander rede het die Here vir my gesê, ek moet vir jou elke week 10 pond gee, totdat ek dit nie meer kan bekostig nie. 25.000 rand 'n week. Vandag. Die 13de Desember stap 'n boetie en 'n sussie van 'n gesin by hom in. Hulle sê vir hom, oom George,
Ons weet nie hoekom nie, maar vir een of ander rede voel dit vir ons dat as jy ons nodig het om na kinders te kyk, ons is hier, ons stel onsself beskikbaar. En ons is bereid om met al ons meubels uit ons ouer huis uit te trek, en ons is bereid om op die Here te vertrou vir sy versorging vir die res van ons lewe. Op die 18de Desember, toe kom 'n ander ou na hom toe en sê, ek en my sussie wil graag na kinders kom kyk. En die Here het vir ons gesê, ons moet met jou kom praat. So ons weet nie waaroor dit gaan nie, maar jy sal weet. En so het dit gegaan vir die hele volgende jaar. In 1836 het daar mense oor oom George se pad gekom en gereeld het hulle goeders en dinge na hom toe gebring. Eendag het 'n ou vir hom 100 pond in sy hand gesteek, 250.000 rand. En in 1837, op die 15de Julie, toe kry oom George sy laaste 5 pond, wat hy nodig gehad het, om die 1000 pond vol te maak. Nou vriende, dit klink ongelooflik, maar kom ek vertel vir julle wat is nog groter as dit. Nie een keer, in daai jaar en 'n half, het hy vir een mens iets gevra nie. Hy het met die Here gepraat, en hy het vir die Here gesê, as hierdie u droom vir my is, dan sal u dit ook aan my voorsien. En so het hy sy volle vertroue in die Here gestel vir meer as 'n jaar en 'n half, en in 1837 op die 20ste Julie, toe begin hy met hierdie New Orphan House. Oom George het totdat hy 93 was, hierdie huis aan die gang gehou. Vandag nog bestaan hierdie huis. In sy 63 jaar het hy meer as 10.000 kinders deur die huis gevat. Hy het 117 skole gebou. Hy het 120.000 kinders deur die skoolsisteem gesit. Hy het by 'n kerkie in Bristol begin preek, hy het 'n leraar daar geword, hy het daarom gaan studeer daarvoor, en hy het uit 'n Bybelstudie uit, het hy begin om Bybels te plaas. In sy leeftyd het hy 250.000 Bybels uitgedeel. 'n merkwaardige mens. Maar kom ek vertel vanaand vir u wat nog meer merkwaardig is. Hy het vertrou in 'n merkwaardige God. En ernstig tussen 1837 en 2026 het ons as mense daarom maar geweldig vervlou in ons vertroue op die Here. Want u sien, ek en jy moet vanaand een ding besef, dat die Here vir jou en my nie verniet op 'n pad plaas waarop ons is nie. Daar's vanaand 'n goeie rede hoekom jy is waar jy is. En dit is om op hierdie pad vir die Here te vra, wys u self aan my. Gee u wil vir my lewe in hierdie wêreld en in hierdie pad waar ek loop. Sodat ek kan weet wat dit is wat u wil hê ek moet doen, sodat ek tot my volle potensiaal kan kom, waarvoor u my gemaak het. So, liewe gemeente, ek wil daarom vanaand vir jou sê, jy het nie iewers uit 'n koppie uitgeval nie. Jy was ook nie sommer net die produk van iets wat gebeur het en nou is jy vanaand hier nie. Die Here van die heelal, die God van die koninkryk van die hemel, het 'n doel met jou. En ek en jy as kerk, as kinders van die Here, moet dit vanaand besef, en ek hoop julle besef dit, dat die dag wanneer ek en jy tot geloof kom in die Here Jesus Christus, gebeur daar een ding met jou. Jy besef dat hy die Here van jou lewe is. Dis een van die merkwaardigste verhale vir my in Handelinge, nadat Paulus op die Damaskuspad
radikaal tot bekering kom, die Here Jesus verblind hom, en Jesus praat met hom in hierdie lig, en hy sê vir Paulus, hoekom vervolg jy my? En dan vra Paulus vir hom, wie is u, Here? En dan sê Jesus vir hom, ek is Jesus. Ek is Jesus Christus. Jy vervolg nie die kerk nie, jy vervolg my. En dan, as jy gaan na Handelinge 10 toe, dan kom ons by 'n ouetjie met die naam Ananias. En dan sê die Here Jesus vir Ananias, ek gaan 'n ouetjie na jou toe stuur. Sy naam is Saul. Ek het sopas sy naam verander, is nou Paulus. Maar ek wil hê dat Saul na jou toe moet kom, want ek moet nog aan hom bewys en aan hom wys hoeveel hy vir my sal moet ly. Dit gebeur natuurlik in die naand van die herlewing wat uitbreek in Jerusalem. Nadat die Gees uitgestort is en die disippels nuwe tale begin praat het en die hele wêreld in daai omtrek gehoor het wat se tale hulle praat, toe staan Petrus op en hy lewer een van die kragtigste bekeringspreke wat jy kan gee. 3000 mense kom tot bekering, maar in die nadraai van wat in Jerusalem gebeur, stuur die Here vir Filippus op 'n stil pad na Ethiopië toe. Terwyl die herlewing van die Heilige Gees uitbreek in Jerusalem, daar is een massiewe gerumoer onder die mense wat tot geloof kom, hulle kom agter dat die Here Jesus hulle Here is en hy regeer vir ewig en vir altyd, sit daar 'n Ethiopiër op 'n koets, hy is op pad terug na sy land toe, en hy lees Jesaja 65 en daar's niemand om dit vir hom uit te lê nie, en die Here stuur vir Filippus. En as julle nou vanaand vir my sou vra, wat is vir jou die mooiste prentjie van herlewing? Dan sal ek altyd sê, die mooiste prentjie van herlewing is die man wat jy op 'n eensame pad van die Here Jesus vertel, en hy kom tot bekering. Daai Ethiopiër is deur Filippus gedoop, hy het die Here Jesus aangeneem as sy verlosser, en hy is bly terug na sy huis toe. En ek wil vanaand vir julle as jong mense, wat nog baie jare oor het in julle lewe, wil ek daarom dit ook vir julle kom sê. As ek en jy die Here wil vertrou vir ons lewe, dan moet ons daai voetstappe, daai skoene aantrek van vertroue. Want die Here sal jou net op hierdie pad help as jy op sy pad is. As jy besig is om te doen wat hy vir jou uitgekap het, en daarom is Psalm 93 vanaand so 'n geweldige psalm. Want hierdie psalm skree oor die chaos van hierdie wêreld uit. God sit op sy koninklike troon en hy is bekleë met mag. En kom ons lees dan vanaand hierdie psalm saam. Die Here is koning. Hy bekleë hom met majesteit. Die Here bekleë hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. En vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas, heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. Vriende, dis nogal 'n prentjie om vanaand te dink dat die Here hom bekleë.
dat die Here homself aantrek. En wat trek hy vanaand aan? Baie spesifiek trek hy majesteit aan, en hy omgord homself met krag. Met ander woorde, dit wat die Here se borskas toemaak, en dit wat sy broek vashou, is mag en majesteit. En dis die eerste prentjie wat ek en jy vanaand kry uit die koning se troonsaal uit, as ons na die een kyk wat op die troon sit. Majesteit. Krag. En dan kom hierdie psalmskrywer met geen onduidelike taal nie, en hy sê, die Here troon bo die geraas en die gedruis van baie waters. Dit vat ons terug na Genesis hoofstuk 1, en daarna ook na Genesis 2 toe, waar ons lees van die gedruis en die geraas van water. En hoe God kom, binne in die chaos instap, en met 'n mond wat hy spreek, met 'n woord wat uit sy mond uitkom, gaan lê daai water plat, soos 'n see spieël voor hom. Want kom ek sê vanaand vir u, die Here duld nie chaos nie. En partykeer is die chaos in jou en my lewe die meeste in ons harte. Ons is so vol chaos gedompel, dat ek en jy naderhand nie meer weet wat om met onsself aan te vang nie. Want hierdie ding soek my aandag, daai persoon wil my sien, daai ene wil hê ek moet vir hulle iets doen, daar lê nog 'n taak op my tafel, daar is nog hierdie ding wat ek moet afhandel, en so gaan ek en jy, en ons harte word 'n gedruis en 'n gedreun van water, van chaos. En dan sê hierdie psalmskrywer, die een wat beklee is met majesteit, die een wat omgord is met krag, stap daadwerklik in jou lewe in. En hy kom maak dit in jou lewe stil. Dis nogal 'n prentjie om te aanskou, om vanaand te dink, dat die Here in jou en my stilte homself kom tuis maak. Jy lees van hierdie chaos in Jakob se lewe, in Genesis hoofstuk 27. Hy hardloop weg vir sy broer Esau, hy het die eerste geboorte reg gesteel. Ek dink, julle weet mos nou, ek is een van 'n tweeling. Nou as my jonger boetie, hy is 5 minute jonger as ek, so tussen ons. As hy my eerste geboorte reg gesteel het, sou ek vir hom ook gewurg het. En hy hardloop en hy vlug, want hy hoor hoe sy broer vir een van die knegte sê, as ek nou vir Jakob in die hande kry, maak ek vir hom dood. En wat doen Jakob? Sy ma sê, my kind, jy moet vlug. Jou broer soek jou. En as Jakob wegvlug, word sy lewe in chaos gedompel, want hy word 'n swerweling. Hy word rondgeslinger van sy een oom na sy volgende. En een aand op pad Hebron toe, raak hy aan die slaap buite 'n klein dorpie. En hy droom hoe die engele van God op 'n leer op en af klim. In Handelinge 27 vers 17 sê hy, die Here is op hierdie plek. Ek het dit nie besef nie. En hy vat die klippie wat hy gebruik het as 'n kussing, en hy rig dit op en hy maak die plek Bethel, die huis van God. Jakob se chaos is uitgesorteer deur God se rustigheid. Deur die een wat vir hom wys van waar af sy krag sal kom. Dit kom van die hemel af. En dan lees ons 'n paar hoofstukke verder, net in die volgende boek in Exodus 2, van 'n jong seun wat as 'n Israeliet gebore is, en hy beland in Egipte in 'n bissiemandjie in die koning se paleis. Hulle doop hom Moses, die seun van die riete. Dis wat dit beteken. En op 40 slaan Moses 'n Egiptenaar dood, want hy het een van die Israeliete sleg behandel. Die volgende dag toe hoor hy
dat die farao hom wil doodmaak en hy vlug. En hy vlug in die woestyn in die Parar-woestyn in. En hy kom daar by 'n put aan en 7 of 8 van die mooiste jong meisies wat hy in sy lewe gesien het, ontmoet hom daar. En hy besef, hier wil ek bly. Is dit nie ongelooflik dat 'n vrou partykeer dit aan 'n man kan doen nie? En daar word hy die skoonpa se skaapopwagter, maar Moses se lewe is in chaos. En die Here ontmoet hom een oggend toe hy die skape vooruit jaag in 'n rotsskeur waar 'n braambos brand. En die Here vir Moses sê, ek is wie ek is. En Moses se lewe word teruggeroep in orde, want hy besef dat hierdie God van die heelal, die regeerder en die regter oor almal is. Dit vat ook nie lank vir Jona om daardie ding in sy lewe te besef nie. Hy het gedink hy kan weghardloop van die Here af. Hy was nie lus vir Ninive nie. Hy het gedink Tarsis se gras is groener. Dit kos die Here 'n vis om vir Jona te laat insluk, en in die maag van die vis kom hy tot bekering en hy sê, U is die koning van die heelal. En die Here maak Jona se waters stil. En ek wil vanaand vir u kom sê dat as die God van die heelal vanaand op sy troon sit, rus sy voete op 2 baie spesifieke plekke. Dit rus op reg en geregtigheid. Dit rus op die feit dat hy die reg neerlê en dat alle geregtigheid aan hom behoort. Sy voete rus op die ark en op die altaar. En hy kom sit vanaand hier tussen jou en my, hier in ons midde. En hy kom sê vir ons, erken wie ek is. Terug na oom George Miller toe. Die dag wat ek en jy regtig begin besef wie hierdie God is, dan begin ek en jy regtig hom te vertrou. Dis dalk miskien vanaand 'n vraag wat ek na u kant toe wil bring. Vertrou jy in hierdie God? Vertrou jy jou ganse lewe aan hom toe? Dis vir my soms so skrikwekkend dat ons meer vertroue in vliegtuie het as wat ons in die Here het. Dat ons soms meer vertroue in 'n kar het wat ons van een punt na die volgende moet vat, as wat ons enigsins bid vir daai trippie. En dat ek en jy vanaand moet leer dat alles in my lewe wat ek doen, elke faset daarvan, elke asemteug daarvan, elke tree wat ek gee, doen ek in afhanklikheid en in vertroue van hierdie God wat my rig en hierdie God wat my lei. En dan kom die Here Jesus in die Nuwe Testament en hy kom wys aan ons wat God se reg behels. Hy tel die wet op en hy verdiep dit. En hy sit nuwe fasette daaraan by. En hy kom sê vir ons, as julle gedink het julle moet toegewyd lewe, kom ek vertel vir julle wat toewyding regtig beteken. Julle het gehoor daar staan, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Toevallig hoor ek nou die dag, dis Donald Trump se gunsteling vers. 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dan sê die Here Jesus, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En hy sê vir hulle, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af gesê word, dat julle nie mag moord pleeg nie. Maar ek sê vandag vir julle, dit gaan nie net oor die fisiese daad nie. Deur net jou broer uit te kry as 'n idioot, het jy hom met jou mond
dood gemaak. En dan van die mees skrikwekkende gedeeltes in die hele bergpredikasie, kom die Here Jesus in Matteus 5, nadat hy praat oor die sout in die lig, dan sê hy vir die mense, as jou regteroog jou laat struikel, krap hom uit en gooi hom weg. Dis vir jou beter om met een oog hemel toe te gaan, as om met jou al twee oë in die hel te beland. En dan sê hy, as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af, is vir jou beter om met een arm in die hemel in te gaan, as met twee arms in die hel te brand. En dan kom die Here Jesus vanaand, en hy kom sê vir ons, dat die ganse regering van God op hierdie ding behels. Vriende, tot waar vertrou ons die Here? Nie net vir ons lewe nie, maar ook om die sonde en die vervallendheid in ons lewens dood te maak. Want Romeine 6:23 sê die loon van sonde is die dood. En as ek en jy vanaand op die pad van die Here Jesus loop, dan sê Paulus vir ons in Efesiërs 4 vers 13, hy voer ons in sy triomftog mee. Dis een van die ongelooflikste verse. En hy sleep en sloer ons saam met hom, en hy deel aan ons die buit uit wat hy gevat het. Hy maak ons erfgename van homself. Dieselfde beeld kom in 2 Korintiërs 2 vers 14 voor. Die Here sal ons altyd met hom saamvoer in sy triomftog deur Jesus Christus die Here. En dan kan ek en jy vanaand sê, die Here troon in sy koninklike mag. En al wat ek en jy daarvoor hoef te doen, is om te erken dat daai troon nie myne is nie. Gemeente, klim af van daai troon af. Hou op om jou lewe self te probeer beheer. Hou op om te dink jy weet beter. Hou op om te dink jy kan 'n beter deel van jou lewe maak as wat die Here daarmee kan maak. Plaas die Here terug waar hy hoort. Ek het 'n kleintjie dood aan mense wat vir jou sê, God moet die eerste prioriteit in jou lewe wees. Vriende, dis nie die waarheid nie. As jy God die eerste prioriteit van jou lewe maak, erken jy dat God 'n prioriteit moet wees. God kan nie 'n prioriteit wees nie. God is almagtig. God is alomteenwoordig. God is koninklik. Hy kan nie op 'n lysie beland in jou lewe nie. Hy moet die gans andere van jou lewe wees. En dan sê mense, maar hy moet die sentrum van jou lewe wees. Nonsens. Gemeente, as God nie alles van jou lewe is nie, dan is hy niks van jou lewe nie. En daarom bring hierdie Psalm vanaand hierdie ongelooflike gedagte na ons toe. Dat niemand die beld van God kan afruk nie. As die Here sy beld omgord met krag, wil ek vanaand kyk wie kan dit afruk. En dat niemand sy majesteit van hom kan aftrek nie. Want as die Here daai majesteit in sy baadjie toevou, dan is hy in beheer van alles. Kom ons leer om van voor af hierdie God te vertrou met alles in ons lewe. Vertrou die Here met jou finansies. Vertrou die Here met jou siekte. Vertrou die Here met jou gesin, met jou verhoudings. Vertrou die Here met al die klein dinge in jou lewe. Jou kar wat stikkend raak, jou mure van jou huis wat kraak en bars en vog trek. Vertrou die Here vir elke faset van jou lewe. En kyk hoe hy vir jou versorg. Want dit is die God wat ons aanbid. Nie 'n prioriteit God nie, die Algod, die enigste.
die een wat in koninklike troon oor majesteit sit en omgord word met krag en mag. Amen. Sjoe, bietjie oor my tyd. Vriende, ek gaan vra dat julle weer vanaand 'n stukkie stil gebed gaan vat en wat die Here vanaand vir jou duidelik gemaak het, wat jy vanaand op jou hart voel gedruk is, wat jy by hom gehoor het, wil ek hê jy moet dit vir hom gee in stil gebed. En dan gaan ek weer kans gee vir hardop gebed. Ons loof die Here vir sy mag en vir sy majesteit. En ons eer hom, dat ons hom kan vertrou met alles. So ek gee jou geleentheid vir stil gebed, daarna sal ek die vloer oopmaak vir hardop gebed.